Kom ons bid saam. Here ons God, ons het met alles binne in ons U lof besing, en dit kom uit ons harte uit. U grootheid, U almag. Here, ons is beïndruk met wie U is en die rol wat U in ons lewens speel. Dankie dat ons U liefde mag ervaar. Dankie vir Paasfees nou die dag. Dankie dat ons na Paasfees kan weet, ons kan nuwe lewens leef. Ons kan anders leef. Ons kan U wêreld, wat baie keer so gebroke is, help heel maak. So wil dit doen, Here. Help ons om ook iets daarvan te verstaan vanoggend as ons uit U woord leer. Dankie, Here, vir hierdie gemeente, vir wat dit vir ons elkeen beteken, dat ons hier 'n geestelike tuiste het en kan groei in ons geloof en kan diensbaar wees. Here, seën elkeen in hierdie gemeente. Man, vrou, oupa, ouma, seun, dogter, almal. Here, ons bid vir Melissa, dat U hand oor haar en Dewald en Frederik sal wees, seën vir hulle, Here, wees goed vir hulle. Seën almal in hierdie gemeente. Here, help ons om te wees soos 'n stad op 'n berg, waarvan die lig nie weggesteek kan word nie. Here, ons bid ook vir so baie mense in hierdie land wat swaar kry, werkloos is, honger is. Ons bid, Vader, dat hierdie land se ekonomie kan groei en dat daar werksgeleentheid kan kom. En help vir ons, Here, om nooit koud en afsydig te wees teenoor hulle wat minder het as ons nie. Vader, ons bid vir die kerk, vir die NG Kerk, vir elke kerk op aarde, vir elkeen wat die naam van Jesus as verlosser bely. Here, seën dit wat ons as kerk moet wees in die wêreld. Ons wil vir U groot maak. Ons is hier nie ter wille van onsself nie. Ons is hier ter wille van U. Dankie dat ons uit die woord mag leer. Here, help ons om te verstaan en om gehoorsaam te wees. Amen. Vriende, ons lees enkele verse uit 3 boeke, Genesis, Joshua, Deuteronomium en Filippense. En ek gaan nie aankondig nie, ek gaan net aan met lees. Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en daar in Egipte in 'n kus gesit. Joshua, seun van Nun, dienaar van die Here, het gesterf. Hy was 110 jaar oud. Moses was 120 jaar toe hy gesterf het. Sy oë was nog goed, sy krag het nog nie ingegee nie. Toe sê die Here, die mens se lewensduur sal nou 120 jaar wees. Alles wat waar is, kyk hoeveel kere gebruik Paulus die woord alles. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. En die God van vrede sal met julle wees. Wonder of jy hierdie fliek gesien het, The Curious Case of Benjamin Button. Fascinerende fantasie rolprent, met soveel lewenslesse in. Dit begin waar iemand die storie vertel van 'n blinde horlosiemaker, wat 'n horlosie moes maak vir die stasiegebou. En toe hy klaar is, toe bou hulle die horlosie in, en hulle sit hom in die gang, en die horlosie loop agteruit. En hulle sê vir hom, wat het jou besiel, die ding loop agteruit. Toe sê hy, weet julle wat, ek wens ek kan die horlosie terugdraai, tot voor die oorlog, sodat my seun en ander manne wat dood is in die oorlog, huis toe kan kom. En hierdie agteruitlopende horlosie word eintlik die metafoor vir Benjamin Button se lewe, want toe hy gebore word, het hy die voorkoms van 'n stokou man. En hy word liggaamlik al jonger en sterf 84 jaar later as 'n baba. Presies 'n omgekeerde lewenssiklus. En die fliek fokus op sy uitdagings om te gaan met mense, want in een toneel vra iemand vir hom, hoe oud is jy nou eintlik?
die voorkoms van 'n 77-jarige mens, maar hy leef nog net 7 jaar lank. En hy sê vir die persoon, I'm 7, but I look a lot older. Hy vind geluk, liefde, ware liefde by Daisy. Maar slegs vir 'n kort tydjie, want hy word al jonger en sy word al ouer. Daar's 'n klomp fascinerende vlakke van betekenis in hierdie fliek. En ek dink as jy mooi gaan dink, as 'n paar wat ek wil noem, daar's raakpunte, sterk raakpunte met die Bybel en hoe ons moet leef. Dis dalk die een les van hierdie fliek, leef. Dikwels is lewensgeluk kortstondig van aard, maar benut dit en geniet dit. Ouderdom is net 'n getal. Jy kan kies wat jy met jou lewe wil maak. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Frustrasie, swaar kry, teëspoed, hartseer, is daar, is deel van die lewe. En dikwels besef ons dit was die moeite werd, want terwille van 'n paar soms vlietende oomblikke van geluk wat ons moet aangryp. Alles in die lewe vervaag en verdwyn. Niks hou vir altyd nie. Maar hou vas aan die dinge en die mense wat jy liefhet. Ons lewens word gedefinieer deur die geleenthede wat oor ons pad kom, die wat ons benut en die wat ons nie benut nie. Dikwels tot ons spyt, wat altyd te laat kom, né? Ons het dalk almal hierdie versigtiging om weer jonk te wees, die horlosie terug te draai. Maar ons weet dit kan nie. Hoe langer ons leef, hoe meer speels en prettig behoort die lewe te wees. Al hoe meer nog kind wees. Ons het gesing, dankie daai mooi dankie lied. Dankie dat ek kan speel en lag. Speel en lag ons nog. Die wetenskaplike naam vir die mens vir ons is Homo sapiens, né, wat beteken die wyse mens. Ek weet nie of die wyse ding altyd waar is nie. Ek ken 'n paar mense wat dalk nie in daai vereiste sal kwalifiseer nie. Maar dis wie ons is, die mens wat kan dink, wat goed kan uitwerk, wat kan goed en sleg teen mekaar opweeg. Dit is nie altyd doen nie, né? Johan Huizinga, 'n Nederlandse geskiedkundige, skryf in een van sy boeke, ons moet nie net Homo sapiens wees nie, ons moet ook Homo ludens wees, die spelende mens. Ons moet nooit ophou speel nie, nooit ophou lag nie, nooit ophou pret hê nie, nooit ophou om die lewe te geniet nie, so oorval te word deur die bekommernisse van die lewe, dat die lewe eintlik by ons verbygaan. In hoe mate is ons nog die spelende mens? En laaste faset van die boodskap van die fliek is, baie mense is op 'n jong ouderdom al oud, en ander is op 'n hoë ouderdom jonk. Ons wens ons kan die horlosie terugdraai, né? Partykeer sal dit nogal lekker wees, want ons kan teruggaan, foute van die verlede herstel, soos daai ouens in die fliek, Back to the Future, né? Die gaan fout, hulle gaan terug, en maak goed reg, anders in die verlede, en dan werk die hede beter uit. Ons kan dit nie doen nie, né? Ons wil so graag verspeelde kanse benut, ons lewe oorleef. Dit kan nie, ons weet dit. Dit kan nie. Daarom, die boodskap, leef vandag. Leef nou. Leef hier. Leef partykeer aan die ander kant. Leef ten volle. Jy het eenmaal die kans. Lewe. Kan ek vra, as hier iemand vanoggend wat soos Josef en Joshua 110 jaar sou wou oud word? Ek is ernstig. Of 120 soos Moses? Niemand. Bietjie kwaai, né? 70, 80, dan gaan dit al bietjie rof by tye. In 1888 het hulle 'n brokstuk, 'n klein stukkie van 'n boek in Egipte in 'n grafkelder gekry, wat hulle besef het, nou die geleerdes het dit die Egiptiese boek van die dooies genoem. In 2022 het hulle die volledige perkamentrol gevind in 'n graf in Egipte, en in 2023 weer 'n volledige een. As hulle hom ooprol, is hy 16 meter lank. So 'n omvattende verduideliking van hoe die ou Egiptenare die lewe gesien het en veral dood gesien het. Wat gebeur by dood? Verskeie begrafnisrituele wat beskryf word.
En hulle het 'n baie interessante ding gevind. Hulle het gesê, hulle het gelees daar dat iemand wat so lewe leef, 'n goeie lewe, 'n lewe wat die moeite werd is deur God begenadig, die gode van die ou tyd, nee, van hulle tyd. En toe lees hulle 'n belangrike opmerking, dat iemand wat so lewe leef, as hy die dag te sterwe kom, het hulle gesê, daai ou het 110 jaar oud geword. Of hy op 30, 40 of 50 dood is irrelevant. 110 was 'n simboliese getal om te sê, daai mense lewe was die moeite werd, hy het 'n bydrae gelewer, hy het gehelp om van hierdie plek en ander mense se lewens iets beter te maak. Onthou Josef sterf as onderkoning in Egipte. So die Egiptiese getalle simboliek word op hom van toepassing gemaak. Hy was 110. Geleerdes reken dat in Kanaan, waar die Israeliete heen na die beloofde land is, was daardie simboliese getal 120 gewees. In die Bybel kry ons dan 120 ook die betekenis, wat min of meer hiermee ooreenstem. Moses is 120. Die 120 hou ook verband met Genesis 6 vers 3 waar die Here sê, mens gaan net maksimum 120 jaar oud word. En as hierdie getal dan 'n simboliese aanduiding is van 'n goeie, betekenisvolle lewe, dan sê daardie vers ons eintlik die Here wil dat ons betekenisvol sal leef. Nie net bestaan nie, nie net asemhaal nie, betekenisvol sal leef. 110 en 120 is die simboliese getalle wat nie iets sê oor die aantal jare nie, maar iets sê oor die karakter van die mens, oor wat sy nalatenskap is, wat bly voortleef as hy nie meer daar is nie. Kan ek nou weer vra, sal iemand wat 110 of 120 wil word? Ek sien 'n paar koppe knik. Ons wil almal sinvol leef, betekenisvol, 'n bydrae lewer. Ek wil my bestemming as mens bereik. Ek wil 'n sinvolle lewe leef. 'n Lewe waarmee God tevrede is. Leef ons so 'n lewe? Hoe? Dis die groot vraag. Ek lees 'n ruk terug hierdie aanhaling, iemand wat sê, the first step to immortality is living a life worth remembering. Ons almal glo in immortality, leef vir ewig. The first step, living a life worth remembering. Wat laat ons na? Wat bly hier agter as ons vertrek? Hoe lyk so 'n deegsame lewe prakties vir God se kinders? Kom ons kyk of ons iets kan leer by hierdie manne, Josef, Joshua en Moses. Iets na hulle lewe, van hulle lewe verstaan. En dan sal ons verstaan hoekom hulle het 'n goeie lewe geleef aan hulle toegeken word. Josef, ons ken sy storie, voorgetrek deur sy pa Jakob, bederf, sy broers haat hom naand, hulle wil hom doodmaak, toe gooi hulle hom in 'n put, toe verkoop hulle hom aan 'n klomp handelaars, hy word 'n slaaf in Egipte, en op die einde beland hy onregverdig in die tronk. Dis sy storie. Maar hy laat hom nie onderkry nie. Hy styg bo dit uit. En wat gebeur? Hy word die onderkoning van Egipte. In 'n tyd van droogte en voedselgebrek, begin hy betyds beplan, hy red die volk, die Egiptiese volk. Hy red sy eie familie wat kom om kos te soek. Dis die man wat hy is. Sy nalatenskap, maar die belangrikste nalatenskap, toe sy broers daar voor hom staan en hom nie herken uiteraard nie, hy is lankal dood, het hulle gedink, toe sê hy vir op die ouend, ek is Josef, julle broer. Ek dink hulle het hulle doodgeskrik. Besef, nou gaan hulle prys betaal vir alles wat hulle aan hierdie broer van hulle gedoen het. Maar wat doen Josef? Hy vergewe hulle. Hy vergewe hulle. Hulle val op hulle knieë voor hom neer, hy sê, nee, staan op, ek vergewe julle. Wat 'n groot moedige daad. Hy sê, want weet julle, ek verstaan dat deur my swaar, die Here het klomp goeie goed laat voortvloei het. Julle het kos, die land het kos. Dis Josef. Hy leef 120 jaar lewe. Joshua. Wanneer hy oorneem by Moses, sê die Here, hierdie wetboek moet jou rigsnoer wees. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, en dit was sy rigsnoer, hy konsekwent volgens God se wil geleef.
En kyk wat gebeur in sy lewe. Hy is een van die 12 verspieders, jong manne wat die land moes gaan verken, die beloofde land. Al 12 kom terug, 10 sê, ons sal nie hierdie mense kan wen nie, hulle is so groot soos reuse. Net Joshua en Caleb sê, die Here is by ons, ons gaan dit maak. Hulle wil hulle met klippe doodgooi, omdat hulle dit sê. Hy lei op die ou en die volk die land binne. Hy verdeel die land regverdiglik, dat almal 'n stukkie grond kry. Hy lei hulle tot 'n nuwe toewyding aan God, daai beroemde vers, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy roep hulle op tot diens aan die Here, en hy sê, dis wat ek gaan doen. Ons gaan die Here dien, ek kies dit. En hier is hierdie wonderlike nalatenskap van hom, dat daar later geskryf staan, solank as Joshua geleef het, het die volk die Here gedien. Ook onder sy navolgers, onder sy opvolgers. 'n leier wat beginselvas lei, wat die belange van mense in die oog het, wat hulle Godgegewe roeping verval. Kyk hoe spoel dit oor. Die mense het so geleef, want die leier het, Joshua het so geleef. En sy opvolgers het in hom 'n voorbeeld gesien van leierskap, van toewyding. Inderdaad sou ons kon sê, Joshua leef 110 jaar lewe. En dit is interessant, hy is klaar in die beloofde land in Kanaan, né? Maar hy is so 'n soort van 'n oorgangsfiguur, hy was buite en toe binne. Dalk is dit net, hoekom hulle nog Egiptiese simboliek vir hom gebruik, maar hy het 'n sinvolle, bydraende lewe geleef. Moses. Die man wat so goed was met verskonings. Here, ek kan nie praat nie, die koning gaan my nie glo nie, die volk gaan nie my glo nie. Sê net vir my, wie is u, dat ek vir hulle kan sê? Ja, ek heeltyd hierdie verskonings, maar die Here los hom nie. Die Here kyk verby ons verskonings en hy sê, jy het 'n taak, jy het 'n roeping, jy het 'n opdrag, voer dit uit. En toe hy leer om die Here te vertrou, kyk wat gebeur. Hy lei die volk uit die beloofde, uit Egipte uit, na die beloofde land. Hy ontvang die 10 gebooie by God en hy kan dit gaan deel met die volk. Ongelooflik. Hoor wat staan hier, God het met Moses gepraat, soos met 'n vriend. Verstommend. Wat 'n vriend het ons in Jesus. En daar staan, Moses het vir God persoonlik geken. Hierdie intieme verhouding met God. Daarom kon die ou wat nie kon praat nie en bang was, hierdie wonderlike goed doen, 40 jaar lank in die woestyn. En van hom staan daar was nie weer 'n profeet in Israel soos Moses nie. Daar was nie weer 'n profeet soos hy nie. Dink aan al die groot profete, Jesaja, Jesegiel, Jeremia. Daar was nie nog so groot profeet soos hierdie ou, wat vol verskonings was, maar toe het hy toegelaat dat die Here hom gebruik. Moses, soos Joshua, vervul sy roeping. Hy hou nie op om 'n bydrae te lewer nie. Hy leef 'n 120 jaar lewe. En daar staan, toe hy 120 jaar was en gesterf het, sy oë was nog goed en sy kragte het nog nie ingegee nie. Hy het nog die energie van 'n jong man gehad. Hy het nog soveel gehad wat hy kon bydra, wat hy kon doen. En tot sy laaste dag het hy nie opgehou om hy bydra te lewer nie. Hy het aangehou en aangehou. Hy leef 120 jaar lewe. Bob Dylan, die Amerikaanse folksanger, 1966 is sy seun Jacob gebore. Toe skryf hy 'n liedjie vir hierdie seun, wat maar bedoel was om 'n wiegeliedjie seker te wees of so iets, want hy wou dit nie laat opneem en vrystel nie. 1966, Forever Young, is hierdie lied se naam. In 1973 het hy dit wel opgeneem en ander kunstenaars ook. Hy beskryf daarin die drome, die ideale wat hy vir hierdie klein baba seentjie het. Wat hy wens en hoop hierdie seentjie eendag hoe hy kan leef. En sy wens is nie dat hy die beste sportman moet wees, 'n miljardêr voor 30, Springbok kaptein. Nee. Sy wens in hierdie lied is dat hierdie seentjie gesonde waardes sal hê, 'n deegsame lewe sal leef. Vergeet van al die res. Ek wil uit die lied aanhaal want dit is aangrypend. Hy begin met die aanhaling uit Numeri 6 vers 23, daai bekende seënbede, my God bless and keep you always, die Here sal jou seën en jou beskerm. Dis die eerste woorde wat hy vir hierdie seentjie sê. En dan, may you grow up to be righteous, may you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you.
May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. 'n prestasiegedrewe wêreld is ons drome en ideale dikwels baie anders, né? Want jy moet presteer, jy moet eers beste wees, jy moet die eerste wees in vandag se wêreld. Ons prioriteite is soms so anders as hierdie waardes waarvolgens ons behoort te leef. En die Bybel sê baie duidelik watter waardes God in ons lewe wil sien. Ons het dit gelees, né? Alles wat waar is, eerbaar, rein, lieflik, lof verdien. En dan dink Paulus, daar's soveel goed, ek gaan hom maar liewer opsom en vat. Watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Want dit wat ek sien en wat ek op fokus en wat my realiteit is, as dit kan wees, dan begin dit my denke oorheers. Wat is jou kop van vol? Baie mense in hierdie land se kop is vol negativiteit, pessimisme, nihilisme, beteken niks is meer goed nie. Alles is besig om oor die afgrond te gaan. Daar's nie 'n toekoms nie. Dan is dit naand as dit jou denke is dit al wat jy sien en hoe jy leef en hoe jy praat. Paulus sê nee, al daai goed uit. Sit positiewe goed in. Alles wat waar, eerbaar, rein, lof, lieflik, deug, elke prysenswaardige ding, dink daaraan, fokus daarop, en dan sal jou lewe ook so wees. Dan sal dit wees hoe jy praat, en hoe jy leef, en wat van jou lewe gaan oorspoel na ander mense se lewens. Dit moet ons fokus wees, dat ons as God se kinders betekenisvol in hierdie wêreld kan leef. En dan sê Paulus aan die einde, as jy dit kan doen, die God van vrede sal met jou wees. God se vrede. Trouwens die een lied wat ons gesing het, haal juis aan uit hierdie tekste uit. As God se vrede sal in jou lewe wees. Gaan nie jou omgewing onmiddellik verander nie, môre gaan Suid-Afrika nie 'n paradys wees nie, maar jy sal te midde van wat ook al op hierdie manier kan leef. Positief, die mooi, die lekker, die goeie, en dit bevorder. Die egtheid van ons geloof, vriende, is nie in ons erediensbywending, ons gebede, ons belydenisse, ons getuienis, ons Bybelstudies nie. Dis belangrik alles. Maar die egtheid is in die manier hoe ons leef. Hoe ons die beginsels, die deugde wat God in ons lewens wil sien, uitleef. Don't tell me, show me. Demonstreer dit. Wys dit. Daar was hierdie week, die dag na verlede Sondag wat Vryheidsdag was, op RSG vra hulle vir mense, stuur boodskappe in oor hoe sien jy vryheid? En 'n klomp mense sê, vryheid is om in 'n lekker omgewing te bly. Vryheid, 'n paar het gesê, vryheid is om in hierdie land die Here te kan dien, is waar. Ek het so gehoop iemand sê, vryheid. Ek hoop en ek bid en ek werk vir die dag, wat elke mens in hierdie land vry sal wees van armoede, en vry sal wees van werkloosheid, en vry sal wees van om ongeskoold te wees, en vry sal wees hierdie land van misdaad, en korrupsie, al daai goed. Niemand het dit gesê nie, ek het nogal gehoop iemand sê dit, want dis waarvoor ons staan in hierdie wêreld, om iets nuuts tot stand te bring, omdat ons die nuutheid van Jesus wat uit die graf gekom het, in ons lewens het. Word die omgewing nuut, wil ek vir jou nou vra, waar jy rond beweeg. Wat is jou impak? Dink aan Joshua, die volk het die Here gedien, solank hy geleef het, sy navolgers het. Word die omgewing nuut waar jy en ek rond beweeg. Watter betekenis voeg jy toe, watter waarde tot ander mense se lewens? Wat laat jy na as jy die dag uit hierdie lewe vertrek? Waaraan sal mense jou onthou? Watter waarde laat jy agter wat sal voortleef in jou kinders, jou kleinkinders, jou bure, wie ook al?
In 'n netedop vra ek, leef jy 120 jaar lewe? Ek lees dit ruk terug, sê iemand, some people die at 50, they are only buried at 80. Hulle opleef. Dis kan nie. Hoe kan ons? Lewe is tog 'n wonderlike gawe uit God se hand, wat ons moet leef, ten volle. Jesus sê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Nie net sommer so halfmas nie, nie net sommer so 'n bietjie nie net sommer hierdie uitsiglose realiteit, ons al asem in ons lewe nie, lewe in oorvloed. Leef daarom vandag, leef ten volle, en, sal Paulus sê, leef betekenisvol. Ons het dikwels iemand is jonk dood, dan was hy 70 of 80 gewees. Maar ons weet wat ons daarmee bedoel, né? Ons sê hierdie mense was nog jonk van gees, vol lewenslus, produktief, vir baie kans gesien, nie opgehou om 'n bydrae te lewer nie. Vriende, dis hoe ons lewens moet lyk. Forever young wil 'n mens amper sê, soos Moses. Die kind in ons moet daarom nie doodgaan nie. Die kind in ons gaan hopeloos te vroeg dood, hy moet nie. Ons moet nooit siniese, verbitterde ou mense word nie. Dit is so groot gevaar dat dit kan gebeur, vermoontlikheid. Ons moet nooit die bravade en die borrelende entoesiasme van die jeug verloor nie, nooit nie. Ons moet homo ludens bly, die spelende mens. Ons lied van nou, dankie dat ek kan lag en speel. Clint Eastwood maak 'n fliek toe hy al redelik in die 80 is, The Mule was die fliek se naam, en hy speel golf saam met iemand, en hulle praat oor die fliek, en hy sê, Clint, hoe kry jy dit reg? Jy's ver verby 80, hoe kry jy dit reg? Jy's nie meer 'n kind nie? En toe sê Clint 'n baie belangrike ding, hy sê, as ek in die oggend opstaan, sê ek vir myself, don't let the old man in. Bly 'n kind, bly jonk, bly speel, bly lag, bly die lewe geniet. Marna Skuman is 'n skilder, Suid-Afrikaanse skilder, sy's baie jonk dood, 58. Hulle het vandag gesê, haar skilderye het baldadige kleure. En hulle het gesê, dis die lewe wat sy het 'n baldadige, kleurvolle lewe geleef. Dis mooi, né? Toe sy dood is, sê iemand in 'n hulde blyk, hierdie wonderlike ding. Marna was 'n een persoon karnaval. En die stilte wat haar dood agterlaat, is oorverdowend. Een mens karnaval. Sit wat ons is. Wat gaan oorverdowend weer klink as jy en ek vandag of een of ander tyd uit hierdie lewe vertrek, weggaan? Wat is ons nalatenskap? Die Jode het oor eeue tot vandag toe nog 'n baie spesiale verjaarsdag gewens vir iemand wat verjaar wanneer die persoon verjaar. Die Hebreëus, ek het gedag het sal interessant wees, Hebreëus het mos 'n vreeslike snaakse alfabet, en jy lees hom van regs na links, daar staan in Hebreëus, Atmaya ve'esim shana. Atmaya ve'esim shana, wat beteken tot 120 jaar. Sy verjaardag wens. Wat mooi inpas by die 120 van die Bybel, want dit is waar dit vandaan kom, né? Tot 120 jaar, en dis 'n manier om te sê, hou aan om betekenisvol te lewe. Ons het jou bydrae nodig. Doen dinge wat vir ons waarde sal hê, lank nadat jy nie meer hier is nie. Leef 'n lewe waarmee God gelukkig is, leef 120 jaar lewe. Dis mooi, né? Ons wil graag die horlosie terugdraai, ons weet in hierdie tyd, dit kan nie. Dis onmoontlik. Tyd stap aan, oomblik vir oomblik, onverbiddelik wil 'n mens amper sê. Ons kan nie die verlede verander nie, maar vriende, ons kan besluit hoe vandag en môre en oormôre gaan lyk die toekoms. En dit is waarop ons moet fokus, om met die deugde wat God in ons lewens wil sien te leef en dit uit te dra, sodat hierdie wêreld 'n klein bietjie anders sal wees waar ons rond beweeg. Leef vandag, leef ten volle, leef betekenisvol. May God bless and keep you always. May your hands always be busy. May your heart always be joyful.
May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. Atmeya ve'esrim shana. Leef 120 jaar lewe. And may you stay forever young. Kom ons bid saam. Here ons God, ons is so bevoorreg. Ons het die lewe ontvang en dit in oorvloed. En Here, ons wil vanoggend nie maar net op die ou trant voortgaan nie, die sleurgang van die lewe nie. Ons wil 'n keuse maak bewuslik vandag om te sê, ons leef vandag hier nou. Ons leef ten volle en ons wil elke oomblik betekenisvol lewe. Help ons daarmee, Here, dis wat ons wil doen. Ek bid Vader vir elkeen wat hier is, elke lidmaat van ons, vir ons gemeente, vir hierdie stad waarvan ons deel is, vir hierdie land. Here, ons bid dat U hand oor Suid-Afrika sal wees. God, seën asseblief vir Afrika. Seën Suid-Afrika. Amen.